Jesus is the one, He's the only one. Amen.
gemeentelede wat baie lang terug hier was en teruggetrek het, op die julle baie welkom terug. Geniet dit saam met ons gaan net so staan, ons dink aan Lucy wat nog besig is om te herstel. Al die ander mense wat siek is, daar so maagvirus wat deur die gemeente gaan, maar ons gaan aan. Amen, ons gaan net so staan, gaan ek vir jullie vra vir ons te oop en daarna gaan hy vir ons die blikkies uit. Here, ons sê vir u dankie vir die voorreg wat hy het om weer in die huis van die Here daar in mekaar te kom as gemeente, om die naam groot te maak en die naam te kan prys, Here. En so wy ons hierdie lied sing wat sê just because he knows me so, wil ons vanmôre vir u dankie sê, Here, dat ons nog 'n dag ontvang het, Here, om die genade van u te kon ontvang, Here. Ek wil vra dat u by elkeen sal stil staan, Here. U ken elkeen se hart vanmôre, u ken elke kwaal, u ken elke siekte, u weet van die een wat vanmôre in die bed lê by die huis, Here. En ons bid dat u wil sal geskied vanmôre, Here, want u weet wat is nuttig, Here. Ek wil ook vra dat u saam met die prediker sal wees saam met die herder, Here, dat die woord in ons hartkamers gegraveer sal word. Wees saam met die orkes, Here, sodat u naam geloof en geprys kan word, Here. En by elkeen sal stil staan, sodat ons van ander nie sal uitstap. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. 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 Wat 'n voorreg is dit om in die huis van die Here te kan wees. Amen. Ons is gister is ons op 'n plaas en ons sit daar en ek en 'n ander vrou wat sit en gesels en ek sê vir ons dit nie lekker om net so in die natuur te sit en te luister nie. En ek hoor die voëls, verskillende soorte voëls, hier sing een, daar sing 'n ander een. En ek dink by myself, laat alles wat awesome het, die Here doen. Elke dier, elke mens, alles wat die Here awesome voorgegee het, loof hom. Ons gaan lekker die Here se naam groot maak om loof dat hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Amen. Die gemeente bring aan u die lof.
U vir die Here. Dankie, Here Jesus, dat U opgestaan het. Want as U nie opgestaan het, Here, kom ek hier hierdie lewe gelewe het, soos wat ek dit lewe, Here, by U voete. Here, want U leef, U het opgestaan. Halleluja, dankie, Here, en ek weet omdat U leef. Here, kan ek môre in die gesig kyk sonder om te vrees, Here, wat môre gaan bring. Want ek weet, Here, U is in beheer oor wat môre gaan bring. Halleluja, dankie, Here Jesus. Every
regeer in ons harte, Here. U regeer in ons lewens, Here, en U regeer boven al, Here. U regeer bo elke mens, Here. U regeer oor elke koninkryk, Here. U regeer oor elke regering en elkeen wat dink hulle is iets. Here, is niks, want U regeer, Here. U is die koning, Here, wat opgestaan het, Here, en U gaan gekroon word as die koning van die konings en die Here van die Here, en U is die enigste ene wat waardig is om die boek oop te maak, Here, en sy seels te breek. En ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons die koning kan aanbid, Here, en dat ons 'n voorreg het, Here, om gered te wees, Here, en die voorreg het om voor U te kan kniel en te sê, Here, U is waardig en U is die koning van die konings. Halleluja, ek bid, Here, dat U die diens gaan seën, Here, seën die prediker, Here, U salwing, Here, raak sy lippe aan met 'n kolvuur, Here, vanuit die altaar uit, Here, dat hy sal bring, soos wat U dit vir hom gegee het, Here, onder U kosbare voet, Here. Ek bid, Here, maak ons grond vrugbaar, Here, dat die saad, Here, sal val op vrugbare grond, my Vader. Here, maak ons ontvanklik om te ontvang dit wat U gee vandag. Ek dank U daarvoor, ek dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan die sitplek inneem. Amen. Voor ek gaan begin, gaan ek vir u liedjie speel. Is 'n redelike ou liedjie. Dis 'n ou koortjie van baie jare terug. So luister mooi wat die woorde is. As onmoontlik het op die bord kan sit, dat jy dit kan sien. Ek gaan nou die mikrofoon aan, sodat nie bekommerd wees nie. Okay, stop net so daar. As jy woord het, kan jy ook maak in Lukas hoofstuk 14. Ons gaan lees vanaf vers 13 tot by vers 24. Lukas
hoofstuk 14, vanaf vers 13 tot by vers 24. Vers 13 sê, maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, vermindes, krepeles, blindes. Jy sal gelukkig wees omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. En toe een van die wat saam met hom was hoor, sê hy, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy, dit is Jesus, antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. Om die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet kyk, en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En die ander het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En die ander het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie, want nie eens verskoning nie. En daai diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis baie kwaad geword het, vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die straat en die gangjies van die stad en bring die armes, die vermindes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die Here vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en aan die lanings en die dwingel om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie tot sover in die woord. Nou hierdie gedeelte is eintlik 'n baie mooi gedeelte. Jesus doen iets, Jesus leer iets en Jesus vertel vir ons ook hier 'n gelykenis. Nie alles wat ek nou vir julle gelees het nie, maar as jy van die begin van hoofstuk 14 af gaan, dan sal jy dit sien, die Fariseërs nooi Jesus om hom uit te vang op die Sabbat. Hulle laat hulle in hulle huise inkom, hulle sit daar klomp geleerdes, slim mense, en hulle bring 'n siek man. Want wil Jesus vang hom vir hom te sê, jy mag nie op die Sabbat genees nie, en hy maak die man gesond. En met die vrou wat hy saam met vra, maak hy al van hulle stil. Jesus gaan verder en daar staan hom wat hy gesien het, hulle sit in die voorste gestoeltes, leer hy etiek vir hom, etiek, né? Etiket. Hy sê, wanneer jy genooi is, sit agter, jy het baie in die kerk, etiket, jy sit allemaal agter, jy kan vorentoe kyk as ek nie nooi word. Maar hy sê vir wanneer jy genooi word na iets toe, sit eerder agter. En as die heer van die huis dan sien, hoor jy, maar die is plek hier voor, dan word jy genooi, dan kan jy nou mooi opstaan, jou baadjie reg maak, en mooi voor gaan sit, as iemand baie belangrik, hy sê, doen eerder dit, as wat jy heel voorkom sit. En dan eintlik belangrike mense inkom en die Here vir jou sê, hoorie, jullie gaan sit dit daar agter. Jy verstaan wat ek sê. Ek sê dit vir hom, hy gaan nou skryf, hy gaan net daar sit luister. Maar hy leer hulle iets. Hy sê ook vir hulle, wanneer jy dan iemand nooi om na 'n maaltyd te kom, nooi daai mense wat niks terug kan doen vir jou nie. Moenie die mense wat ryk is nooi wat vir jou ietsie kan gee nie. Moenie die mense nooi wat in die voorste gestoelte sit op fancy karre ry nie. Is jy nooit daai wat kerk toe staan? Daai mense wat vermink en verlam is en snaakse gebrek het en die mense eintlik verstoot, nooi hulle want hulle kan niks meer doen nie. Hy sê, want wanneer die opstanding daar is, gaan jy loon daar kry. Anders nooi ek vir Yuri om met hy Golden Boy ry en dan skenk ek my bietjie olie of hy gee my bietjie geld. En dan het ek my loon klaar weg en eendag as die Here kom, het ek niks om te wys nie. Jy moet nooit eerder ou wat kerk toe loop. Nooit eerder iemand wat niks meer kan doen nie. En eendag wanneer hy terugkom, gaan hy sê, ja, maar Nico, ek het gesê daar ons genooi, hier is vir jou
ekstra stukkie iets in jou kroon. Sal jy nie eendag wanneer die Here terugkom, loon wil hê as hier op die aarde nie, want hierdie wat ons het op die aarde, as ons geld het, soek ons altyd meer geld. Dit is nooit genoeg geld. Wie het genoeg geld? Wie het min geld? Ja. As iemand vir my sê, het genoeg geld, kom na my toe, ek sê jou wys waar daar baie behoefte is. Gemeente en oral. Maar kom ons doen goed aan hulle wat niks vir ons kan terugdoen. Hulle wat niks vir ons kan teruggee nie. Ons kom op hierdie gedeelte in vers 15 sê vir ons, iemand aan tafel sê vir hom, salig is die persoon in my eie woorde wat die hemel maak. Want hy sê, salig is die persoon wat die brood in die koninkryk van God sal eet. Nou ons weet nie of hierdie iemand is wat sarkasties gesê het, terugverwysing aan die saligspreuke wat Jesus gesê het, salig sal hulle wees wat honger en dors van die koninkryk van God nie. Ons weet nie. Ja, dit was 'n manier gewees van praat in daai tyd. Was 'n manier gewees om iemand te leer in daai tyd. Maar jy moet onthou, hy sit hier saam met 'n klomp fariseërs. Mense wat eintlik nie hom geglo het nie, mense wat hom wou uitvang. Of miskien is dit 'n geheime disipel gewees. Wat saam met die fariseërs, en daar was van hulle wat in Jesus geglo het, wat fariseërs was. Dalk is dit een van hulle wat wil probeer sê, ek weet van nie, ek glo nie. Salig is die wat in die koninkryk gaan inkom. Salig is hulle wat die eendag saam met u gaan brood eet, daar in die hemel. Ons weet nie wie dit was nie. En nadat hierdie persoon het gesê, begin Jesus met hierdie gelykenis, en as ons hierdie gaan lees saam met Matteus, ek moet seker maak, 17 as ek reg, Matteus 22, dan gaan dit presies oor dieselfde gedeelte, maar daar sê Jesus, wanneer daar 'n bruilof is, ons moet onthou, wanneer Jesus gelykenisse vertel, is dit nie net sommer gewees om iets te vertel nie, daar is 'n rede agter dit gewees. Nou ek wil nie die stukke Matteus, ek het gister regtig geredeneer tussen watter een van die twee stukke, so as ek verwys na Matteus toe, dit het op hierdie stuk van toepassing ook, dis dieselfde gedeelte. As nog Dippie en George nou moet gaan, hulle moet saam 'n fliek gaan kyk, en hulle moet terugkom en vir ons vertel wat daar gebeur, gaan hulle nie dieselfde vertel nie, want seker goed, gaan nie vir hom Dippie belangrik wees nie, wat baie belangrik is vir George, en andersom. Maar hulle gaan nog steeds met die waarheid kan terugkom. As ek nou vir u moet sê, vertel my 'n bietjie wat gister by die rugby gebeur het. Die Springbok, ek dink almal van ons al vertel het van waar Chesley Cole die bal gepaas het en die drukkie aan span in 3. Maar dan is daar seker ander gedeeltes wat mense gaan uitklap wat vir hulle belangrik is. Ek hou daarvan om rugby te kyk en besluit, okay, hier is my sekere gedeeltes wat ek vannou en dan die highlights te kyk en kyk wat die ouens sê wat dit verskil, want ons almal verskil. Maar Jesus vertel 'n gelykenis. Dis nie 'n storie nie, dis nie iets om die kinders in die bed mee te sit nie. As jy dit lees vir om in die bed te sit, gryp, dan hoor hulle daarom van die Here. Maar hier is vir elke groot mens ook. Dis ook nie net vir elkeen wat vandag hier is nie, dis eintlik vir hulle wat vandag nie hier is. Dis eintlik vir hulle wat vandag besluit het, ag nee wat, ek gaan eerder in die bed bly. So hulle ook. Dis vir elkeen van u ook, want u moet ook hoor. U moet ook versterk word hierdeur. Maar jy moet ook weet wat in die woord staan, en Jesus sê, iemand hou 'n groot bruilofsmaal, iemand hou 'n groot partytjie. En wanneer ons na hierdie stuk lees, moet ons die geskiedenis ook ken. Ons moet die geskiedenis ken te verstaan van die woord, hoor. As ons net die woord vat en sekere goede uithaal, volgens wat ons dink, gaan ons verkeerd wees. Maar die geskiedenis vir die Jode was gewees, daar's 2 uitnodigings. Wanneer iemand beplan om 'n partytjie te hou, dan stuur hy uitnodiging. Hy kry van sy mense wat vol werk, en hy sê, gaan hoor by al my vriende, hier is 'n lysie, gaan na hulle toe, en as hy baie gehad het, stuur hy 2 of 3, en hy sê, gaan en gaan vra vir hulle, sê vir hulle, 28 September, 9:15 die oggend gaan ons 'n bruilofsmaal hou. Ons gaan 'n partytjie, ons gaan makiet jou, kom julle. En gewoonlik maar as ons dis mos lekker om uitgenooi te word. Sê ons yes. Nee, ons kom. Skryf my naam neer. Ons RSVP, dis soos die deesdae die mense wat trou, hulle stuur 'n save the date. Het jy al so uitnodiging gekry?
het al eens gekry, nee? Save the date, ons is nou verloof, ons gaan op hierdie datum beplan ons om te trou. Hou dit oop, en dan moet jy laat weet of jy kom of nie, anders is daar nie plek vir jou. En dis presies wat daai tyd gebeur het ook. Hulle stuur jou uit, en hy gaan met sy blokkie en sê, Nico, kom jy? Nico, kom. Om Johan, kom julle? Ja. Wenzel, kom jy? So nog sê. Johan, kom in. Yes. En dan wie kom julle? Ja. En die Renat kom dan nie? Ja. En hy skryf het neer. En hy kom terug by sy Here en sê, al die mense het gesê hulle kom. En dan begin 'n partytjie voorbereidings doen, want hulle weet nou hoeveel mense kom. En wanneer die as jy nog gaan lees in Matteus, wanneer die goed geslaag is wat geëet gaan word, wanneer die kos besig is en amper reg is, dan stuur hy weer die diensknegt. Hy sê, gaan nooi hulle nou, want nou is die tyd. En die diensknegt gaan dan en sê, Nico, dis nou die tyd, jy moet kom, het gesê kom. Om Johan het gesê jy kom. Wenzel ons vandag op jou plek gemaak. Kom, Johan, kom. Omdat jy kom. George, kom, ons het allemaal plek voorbereid. En dan kom allemaal, hou ons lekker partytjie. Wie hou nie daarvan om uitgenooi te word na 'n partytjie toe? Of na 'n groot bruilofsmaal toe, kom ons sê so. Is lekker om trou toe te gaan, jy kry trouboek, jy kry gewoonlik iets om te eet. Jy sien al die mense wat jy lanklaas gesien het, as mense wat dans, en mense wat allerlei ander goed doen wat nie lekker is nie. Maar is lekker om na 'n bruiloft toe gaan, is dit nie so? En daai tyd was het ook lekker geweest. Jy moet te betaal vir dit, jy moet uitkom, stap maar, by 'n donkie of jou perd, as jy perd gehad het, hoe ook al. Wat die uitnodiging het gegaan. Weet jy, mense is baie snaakse goed. As ek nou vir u vandag gesê het, u kry 'n uitnodiging van die beste vriend se troue, wie sal nie gegaan het nie? Ons almal sal ons gaan. As ek nou moet verder gaan en sê, u kry 'n uitnodiging van u gunsteling Springbok spelers, nooi u persoonlik, u kry 'n kaartjie. Wat sê, Lulu, jy word uitgenooi na, wie is jou gunsteling Springbok speler? Naasboot. Jy word uitgenooi na Naasboot as 'n troue. Moet ek iedereen vir die mans vra, Reinhard, wie is jou gunsteling Springbok speler? Pieter Steef de Tooi. Reinhard, jy word uitgenooi na Pieter Steef de Tooi se troue toe. Wie sal nie gaan? Julle gaan nie na Naasboot as 'n toe gaan om te ken hom nie. Maar verbeel jouself, jy kry uitnodiging in die pos. En die Sofia, u word uitgenooi na 'n koninklike van Engeland se troue. Die prys word betaal, die vliegtuigkaartjies is gereël. Dis klaar uitgesorteer by die ambassade. Jy moet net gaan. Wie sal nie gaan? Amper dog ek van sy gaan hand opsê. Net om vir die idee te gee, toe Charles en Diana getrou het in die 80er jare, het daar 750 miljoen mense gekyk. Toe hulle jongste seun Harry getrou het daar 1,9 biljoen mense gekyk. Toe William en Kate getrou het daar 2 biljoen mense gekyk. Dis nie mense wat uitgenooi is nie. Is om net iemand wat gesê het, ons kan dit op die televisie sien. Want hierdie is nou baie belangrike mense. As die prins wat trou met 'n aktrise. 2 biljoen mense kyk, hoe mense sê, ek sal. Hulle is nie uitgenooi na 'n partytjie toe nie. Hulle is nie uitgenooi in die kerk te kom sit nie. Dis net mense wat sit en wil kyk, maar die ryk mense daar op televisie doen. 2 biljoen mense, weet julle hoe baie mense is dit? Dis 2 miljoen mense. As jy nou moet begin tel, gaan dit iets soos 30 jaar vat. 1, 2, 3, 4, 5, 30 jaar om tot met 2 biljoen te tel. Om te kyk hoe 2 mense trou. So dis lekker om te kyk. Dis lekker om genooi te word. Probeer jouself wees een van die uitgenooide gaste wat in die kerk kon gaan sit het, wat saam met die onthaal kon gegaan het. Wie sou nie gegaan het nie? Dan kom ons by die gedeelte en Jesus vertel van 'n groot bruilofsmaal wat gehou gaan word.
Die koning hou 'n bruilofsmaal en hy nooi 'n klomp mense uit. En toe die kos reg is, toe dit amper tyd is, dat hulle nie te ver gaan en allerlei siektes gee nie, toe gaan nooi hy weer al die mense wat gesê het, ek kom. En hy kom by die eerste persoon, sê, hier is nou fout. As jy eiendomsagent is, soek hierdie persoon. Ek het 'n huis gekoop of 'n stuk grond gekoop, maar ek weet nie so lyk dit nie. En ek moet nou dringend vandag gaan te kyk hoe lyk hierdie stukkie land. Dis 'n eiendomsagent se droom daai hoor. Ek het enigiets van daai persoon gekoop. My vraag is, sou daai stuk grond in die aand weggehardloop het as daai persoon nie gaan kyk het nie? Nee. Die tweede persoon, hulle sê, gat, die eerste persoon kan nie kom nie. Gaan ons aan my tweede ou toe. Die tweede sê, nee. Ek het by John Deere 5 trekkers gekoop. Ek het nie gekyk hoe hulle lyk nie, ek weet nie of hulle staar nie. Ek moet nou vanmiddag gaan kyk. Want 'n os in daai tyd was die belangrikste implement gewees vir enige boer, want hulle het geplant met hulle. Hulle het hulle lewe verdien met hulle. Ek het nou 5 pare gekoop, ek het nou 5 John Deere trekkers gekoop, 5 Massey Ferguson trekkers gekoop, wat jy ook al wil. Ek kon eers gaan kyk of hulle werk. Eers kyk of die osse nog staan, sou daai osse gevrek het, as ek nie gaan kyk het of hulle kan ploeg of nie. Nee. Dan kan ek hier ook nie gaan. Ga as my volgende uit. Nee, ek het getrou. Hy gee nie eens verskoning nie. Hy maak nie eens, ek het getrou. Wat 'n beter plek om u nuwe bruid aan die wêreld bekend te stel as by 'n koninklike troue. So kyk hier, ek het hierdie vroutjie getrou. Kom hier my vroutjie. Kom ons wys op die mense. Dis nou 21 jaar en 'n paar dae, ek het haar getrou. As ek uitgenooi na 'n trou toe, vat ek haar saam, ek wys, dis my vrou, ek's lief vir haar. Is dit nog nie die beste plek om jou nuwe eggenoot aan iemand bekend te stel? Sê ek het hierdie persoon getrou. Ons is nog in die honeymoon phase. Ons oogies blink nog en ons kyk nog diep vir mekaar. Ek het getrou, moenie my pla nie. I cannot come. Dus ek met my, kan nie kom nie. En hierdie persoon die genooides moes gaan haal het, kom terug by die huisheer en hy sê vir hom, hier is fout. Al vanuit verskoning is. Die ou sê, sy land gaan kyk. Die ou ons het gekoop. Daar is hy getrou, hy kan nie kom nie. En die huisheer sê, ag, dis oké. Kom ons stel dit maar bietjie uit. Ons sê, ons gaan nie die party hou nie, al die kos wat gaar gemaakt is, so dit nie diep vries. Ons gaan oor 2 weke gaan ons partytjie, dan gaan ons dit gedoen, nee. Hy was baie ongelukkig geweest. As hy terug gaan Matteus toe, en hy gaan lees wat daar gebeur het, staan daar, dat hy 2de keer mense gestuur het, en het gesê, ons kan nie kom nie, en hy het 3de keer mense gestuur, en die mense wat nie 'n verskoning gehad het nie, het dat diensknegte doodgemaak. En in hierdie gelykenis van Matteus wat Jesus vertel hy 'n profetiese rede wat kom. Want hy is doodgemaak. En die huisheer het van sy manskappe gestuur en die stad verbrand. 70 na Christus toe word Jerusalem verbrand en die Joodse nasie word versprei reg oor die Romeinse koninkryk. Tot 1948. As gevolg van hierdie wat Jesus vertel het. Dis waar het begin het. Maar ek wil nie daar vashou nie. Hy sê, gaan uit. Gaan kry daai ou wat niks het nie. Ek het daai ou wat by die site opdaag,
sonder skoene, met 'n geskeurde hemp. Daai ou wat hier buitekant rondloop, wat stink wat hy 4 jaar laas gepak, gaan nooi hulle. Daai ou daar, ek weet nie wie weet waar Mariusbond 20 jaar terug was, daar op die hoek, aan Minnikstraat, en Matriekstraat. Gaan kry daai blinde man wat daar met sy keyboard sit en speel. Hy kan sy keyboard los, bring hom net saam. Daai ou, wat hang so lyk en nie kan werk nie, gaan haal hom. Daai ou, wat sy familie 20 jaar weggegooi het, gaan haal hom. Daai ou, wat voel hy's niks vir die samelewing nie, gaan haal hom. Daai ou wat op die straat slaap, gaan haal hom, bring hom in, maak my koninkryk vol, want dit moet vol wees as ons partytjie hou. Nee, pastoor, ons wil nie daai ou wat stink hier in die kerk nie, sies maar. Ons wil nie ou hê wat ruik na drank nie, soos 'n heilige kerk, soos ons die fout maak. Ons is so heilig, ons vergeet vir die verlore siele. Ons vergeet om dit te doen wat Jesus vir ons gesê het. Ja, pastoor. Ek hou van my soet en my, maar hierdie soet gaan my nie opbring nie. Ek hou daarvan om so te bedien, want dit is, voel, toe die beste vir die Here. Maar as ek my baadjie gehad het, nie weet jy wat, ek kan so vir die Here gaan. Ek hou net vir my baadjie. So, dis ook op die stoel gegooid op die grond. Maar gaan haal daai ou wat niks het nie bes. Daai ou wat vir die 3de keer hierdie week kom vra vir 'n stukkie brood, bring hom kerk. So van brood gee. Daai ou wat langs die straat sit, gaan haal hom en hulle sê, man, ons het gedoen. Jy het gedoen. Ek sit hulle hier, kan hulle nie ryk nie. Daar ryk nou OBS, daar ryk nou iets anders, hier ryk nou 4 jaar so sweet, maar is hier, maar is probleem, daar is nog plek. Is nog nie vol nie, daar is nog opstoele, daar is nog kos wat gaan mos. En die huisheer sê, gaan buite die stad. Weet jy wat sê Jesus eintlik hier? Gaan buite die Israeliete. Nie net hulle is genooi nie. Hier is waar ek en u eers inkom, na hulle wat krepeel is, na hulle wat lam is, na hulle wat siek is, na hulle wat op die straat sit, dan word ek en u eers genooi. Gaan kry hulle daar, op die agterpaaie, hulle wat nie deel is van my volk, kry hulle. So as iemand ooit vir u sê, is net die Israeliete wat hemel toe gaan, hulle vat mis oor, lees wat die woord sê. Die woord sê, gaan haal hulle, in die agterstraatjies, gaan haal hulle buitekant, gaan na Samaria toe, hulle wat jou vyand is, bring hulle in, dwing hulle in. Dis wat die woord sê, forceer hulle in. Nie nooi hulle as nie wil kom nie, good luck nie, forceer hulle. Want my plek moet vol wees as ek kom. En dan ewe skielik, in vers 24, dan verstaan jy waar het gaan. Vers 24 sê, want ek sê vir julle dat nie een van die manskappe wat genooi is, ek dink daar is 'n stuk uitgelaat wat sê, wat nie gekom het nie, want as jy genooi is en jy gaan, is jy altyd welkom. Maar die een van hulle wat genooi is, en al die verskoning sê, is my maaltyd sal dit maak nie. Sien hoe Jesus dit verander. Hy praat nie meer van 'n koning wat 'n maaltyd gee nie. Hy praat nie meer van hier 'n lekker bruilofsdiner. Hy sê nie een van hulle wat genooi is en 'n verskoning het, sal my maaltyd deel wees nie. Nie een van hulle gaan dit eendag maak nie. Skokkende woorde. Ek het die liedjie gespeel, is een van die eerste liedjies bekend van familie oorsing het. Skoonmaal is nou met die kolonne, gewoon ek die Saterdag aand sal konsert gewees. Is 'n groot familie, is 40 mense, wat alles om te doen op 'n Saterdag aand, hou konsert.
sing liedjies. Die ouens wat nie dis almal se name ken. Tel 40 mense se name in een dag geleer. Ek dink ek het so 35 gekom. Dis nie reg gewees. Maar dan sing hulle bring klavier so. Hier is een van die eerste liedjies. Ek is altyd so 'n bietjie geïrriteerd. Ek weet nie, ek sê dit regtig vir julle. Hulle is maar kunstige familie, so hulle het geact saam met hulle. Maar weet jy wat, hier is een van die hartskeurendste liede ooit. I cannot come. Verskoon my. Die probleem wat ons mee sit is, as ons so iets in die woord lees, dan wys ons altyd vir na iemand anders toe, is dit nie so nie. Het is makliker om dit na iemand anders toe te wys. Nee, is dit vir my nie, ek hoef my hier nie meer op te wees nie. Hierdie stukkies hierdie, nee, is nou vir mense al buite, wat nie enige glo. Wat sê die woord vir u? Staan maar ergens, my woord is gegee, sodat jy wat vinger kan wys na ander mense toe. Nee, staan daar ergens in die woord, my gelykenis is gegee. Kan nie nou dat ek myself kan verhoog bo ander oor hoe goed ek is. Nee. My Bybel leer my hierdie onfeilbare woord van God. Hierdie waarheid wat ons het om te lees, is hier vir teregwysing. Dis daar dat ek geleer kan word. Dis daar dat ek bietjie by die vingers getik kan word as dit nodig is. Ons is 'n paar jaar terug, nou praat ek van Nico, oud is ons 40, 20, 30 jaar terug. Wat is jy stout wat jou pa soos ek nie gebuig het? Die woord is vir dit ook. En hierna, die tannie by Herman se bout geslaan, by kind was. Herman was net soet geweest. Maar as hy stout was, dis baie keer waarvoor die woord ook daar is nie net om goed en lekker nie. Nou ek wil vir u uit hierdie gedeelte net 'n paar goed uitlig. As u die woord lees en daar so iets, doen retrospeksie. Sê hier is ek, Here, praat jy dalk met my vandag. Praat jy dalk met Tersius vandag hier die woord uit. Sê jy dalk vir my ek maak te veel verskonings. Jy sien as ons aansluit by 'n kerk, dis wat ek gesê, dis nie net vir u nie, dis vir hulle wat inkyk ook. So hulle wat vandag by die huis gebly het. Ek verstaan daar's omstandighede. Ek verstaan dit 100%. Mense met vervoerprobleme, mense wat oud is, wat nie kan kom. Ek verstaan dit 100%, maar daar's sekere mense wat soos anders getrou het, net eers verskoning maak. Ek het hier, in Engels sê mens commitment. Ons het 'n commitment gemaak in die kerk, is dit nie so? Hierdie? Ons het gesê, ons gooi ons liggaam in die kerk. Ja? Is dit nie so nie? En is ek nou verkeerd as ek dit sê? Ons het gesê, man, ek maak 'n belofte aan hierdie kerk. Ek sal hierdie kerk help. Dus kom ons hier sit volgende. Hoeveel van ons maak 'n verskoning elke nou en dan? Pastoor, my kleintjie is nou vandag seer. Hy gaan by die huis bly. Ek verstaan as mense siek is, maar dis regtig so. Ek is baie bly hier is hier. Hy was gister siek geweest. Gisteraand siek geweest. Ek is bly is hier. Hoeveel van u sal jy verskoning vir die kerk gebruik gou maandagooggend 'n uur voor jy moet werk toe gaan, gou vir die baas stuur. Dumpie, dink om staan die oggend op. En stuur hom vir die hoof boodskap. Wil jy meer wille? Ek het familie wat vandag kom kyk. Ek gaan by huis bly. Hoe lang gaan nog jy werk? Nie kan jy dink, jy vriend gaan stuur vir jou 5 minute voor jy met oplaap werk. Ek kan nie vandag werk nie. My voete seer. Wat ek in die verskonings dalk wat by
vir die Here eintlik belaglik. Ekskuus as ek dit sê. So jy verskoning wat jy gebruik vir die kerk, gebruik vir die werk. Nee, pastoor, want ons kry dan geld, nie vir die werk gegee. Waar kry jy die werk? Het die hemel uitgeval? Ja, maar die gebid het, toe gee die Here uit die hemel uit vir ons. Dis maar werk van naam. So meet jy self daar, as jy kan gebruik vir die werk, jy moet jy gebruik vir die kerk. Ek weet, mense moet weggaan, mense het vakansie. Ek gaan nie dit. Gaan hou vakansie, gaan doen wat jy wil doen. Maar hou by die belofte by die kerk. Hou by die belofte by die Here. Hoekom het die mense nie na die bruilofsmaal toe gegaan nie? Wat het gedoen met die woord sê? Die woord sê, soek eers die koninkryk van God. Het hulle verkeerd, die persoon die erf gekoop het hy verkeerd gedoen om 'n erf te koop? Nee. Hoekom mag ek nie erf koop as ek nie geld het nie? Koop jy erf. Die persoon die osse gekoop het hy verkeerd gedoen om die osse te koop? Nee. Hy's 'n boer, koop die osse, kry werk met hulle. Die persoon wat getrou het verkeerd gedoen? Nee. Gaan lees Korintiërs. Staan as jy moet trou. Maar weet jy wat? Hulle het heel eers hulle wêreldse goeders gestel vir die koninkryk van die Here. Hulle het gesê, ek wil eerder my genot hê vir die koninkryk van die Here. Ek wil eerder na myself kyk voor ek na die Here kyk. Die laaste ding, baie keer lewe ons nie ons geloof nie. Ons lewe nie ons bekering nie. Menende, eens op beslag het ek my hart vir die Here gegee, maar kan die wêreld buite sien ek het my hart vir die Here gegee. Lewe ek die lewe wat wys ek is 'n kind van die Here. As ek nou hier na Checkers toe moet gaan, maar tussen die rakke stap, gaan hulle kan sien ek is 'n kind van die Here. Hoe het dit eens op 'n tyd gebeur? En die verskonings het so ingekom dat ek nie meer self kan sien ek is 'n Christen nie. Baie mense is ongelukkig met daardie boodskap. Hy het gesê die weghaal moet gebeur. Weet jy dat hy reg gekry? Hy het reg gekry dat elke kind wat 'n gelowige is, dink is ek reg. As die Here nou sou kom op die 23 tot 24ste, is ek reg. Weet jy wat? Ek moet elke dag vir myself vra. Ek moet elke oomblik vir die dag, as ek nou weer in die kerk uitstap, is ek reg. As ek huis toe ry en ek kom daar, is ek reg. As ek môreoggend miskien nie wakker word nie, is ek reg. As jy al wonder is, broer, suster, maak seker. Kom dan met die volheid by die Here. Kom dan met die alles by die Here, dat jy kan sê, as ek nou moet gaan. Volg 'n pastoor wat oorlede is in die week. En dat wys 'n preek van hom 'n paar jaar terug, wat sê, there will be a rumor someday. There will be a rumor someday that I died. Hy sê, do not believe it. Because my spirit just passed on. Jy moet in daai geloofsbracket kan kom, skies vir die Engelse woord. In daai babbel moet jy kan kom wat sê, as ek afsterwe, hierdie liggaam sterf, my gees gaan net aan. As jy nie daar kan kom, die broer, suster, dan moet jy seker maak. Gaan jy saam? Gaan jy saam? Na die bruilof met die lam? Of gaan jy verskoning maak? En sê, I cannot come. Tot sover die woord van die Here.